Okay, so. Wil jy jou mielie skuif? Wil jy in die grond krap? Wil jy die grond wat nou by jou buurman lê weer terugkry? Nee, jy weet nou hierdie klomp reën. So ons is hier by Van Zyl Staalwerke. Ek praat met Neil, hy gaan my meer vertel net so vinnig wat het hulle alles hierso. Hoekom het jy op Nampo seker maak jy kom hierso uit? Check 'n bietjie. Ja. Wanneer doen ons Right, Neil, hoe lyk dit? Goed dankie met jou. Ja, wat? Doodstil, rustig. Dinge loop. Okay, sê gou vir my by Van Zyl. Ek moet sê, is daar iets met 'n yster wat julle nie bou nie? Chippy, ja, ek dink nie heeltemal so nie, maar ja, ons reeks is al verby die 50, so daar is amper iets vir alles. Van elke deel van die seisoen in die landboubedryf. Nou vertel my gou vinnig, as ek weet baie ons is nou besig om te stroop en dit is maar 'n uitdaging op hierdie stadium. Nommer 1 is dit om die stroper in die land te kry en dan is dit om die mielies van daar af weg te kry, nê. Nee. Verduidelik my gou so 'n bietjie julle graanreeks wat julle het. Ja, so dit begin nou by die tapkar wat die belangrike deel is. Ons het 'n 16 ton tapkar, ons het 'n 20 ton, ons het 'n 25 ton tapkar. En dan sal ons nou by die heel groot tapkar ook uitkom. By die groot Makulu daar aan die ander kant. Ja, so hy's 45,000 liter wat hy vat. En dan die volgende deel van die reeks is eintlik maar die siwe. Ja. Wat ook baie 'n aanvraag is, veral met 'n nat seisoen waar daar baie keer daar kleiner putte is, breekputte en so aan, so die uitsif van graan raak ook 'n belangrike deel wat nou van toepassing is. Maar kyk, uitsif van graan hè, dis nie, daai is 'n langtermynbelegging wat jy gaan hom nie net hierdie seisoen gebruik. Ek dink as jy van daai goed as jy hom eers het, dan weet jy nie wat jy gemis het nie. Dit is so. En dan okay, dan hierso as jy in die grond wil krap net so bietjie. Wat het ek jou regterkant bewerking het ons Vibroflex reeks, saadbed voorbereider. So jy kan hom net so bestel of met rollers en dan die rippers. Yes. 'n gewone seetandrippers is ook deel van ons reeks en dan iets wat redelik nuut is in ons reeks is nou ons subsoiler. Ja. Met hom het jy nou ook 'n opsie van 'n 450 of 'n 600 tand. Afhangende van hoe diep jy wil werk. Maar kyk, julle is 'n bietjie anderster hierso, nee. Julle het ek wil amper sê hierdie is 'n semi-inline ripper, nee. Hy is nie heeltemal inline nie. Die een is so 'n bietjie voor die ander ene. Hoekom is dit? Ag, dit gaan maar eintlik oor die bewerking van die grond aan die onderkant, Choopy, en dan ook die hoeveelheid kilowatts is 'n bietjie minder as 'n normale inline ripper. Jy weet ja, want dit maak baie keer so, want ek meen op 'n gewone 7 tand uit te trek het jy dik kilowatte nodig en min ouens sit met 'n 300 kilowatt trekker. Dit is so, ja. So met hierdie een kom jy dan nou weg met ons sê 250 iets in daai koers. Dis reg, ja. En dan jy nou die opsie ook van jou rollers wat 'n swaar diensroller hierdie is. Ja, wat ook saam met jou subsoiler kan kom. Okay, en dan kontourmakers. Daai's cool. En dan kom ons praat gou oor jou. Dit kan net so wel 'n link wees, nee. Vertel my net, is daar 'n mark vir die groot goed? Ja, Choopy, daar is. Baie ons gebruik hom langs die land ook te staan, amper soos 'n landsilo, maar jy het daarmee opsie om te skuif ook. Ja. Omdat hy 'n dubbel as het en hy het 26.5 duim bande op. Want ja, dis waar ek het nou gehad wat my gesê het, hy kan nie met die lorry naby die lande kom nie. So basically vat hulle hom dan terug teerpad toe. Ja, so dit gee ook vir die opsie van 'n bietjie ekstra kapasiteit. As jy in 'n geval is waar jou lorries dalk bietjie langer vat om van die silo af terug te kom. Ja. Dan kan jy jou tapkar ook gebruik as stoorkapasiteit sodat jou stroopers kan aanhou werk en nie reg daglig verloor rondom strooptyd nie. Veral in 'n tyd wat dit so nat is en as jy gestroop kry, dan wil jy soveel as moontlik hektare kan afval. As jy 'n kontrak vasgemaak het, jy moet reg goed afkry, jy weet, dis belangrik. Waar, ja. En dan hierso, damskrop. Nee, hier is nie regtig 'n damskrop of 'n damskoop nie. Dis 'n dik een hierdie. Nou, hy neem ek aan saam met daai skraper van julle vir ouens wat nou letterlik, ek sê mos na hierdie klomp reën lê jou eerste verband daar by die buurman, nee, dan moet jy hom eers weer loop haal. Jy kan maar 'n bietjie vinniger terug met hierdie damskrop as met daai ander kleintjies, nê. Nee. Ja, so hierdie is 5 kubieke meter. Ons damskrop is seker al vir ek wil sê amper 35 jaar deel van ons implemente reeks, een van ons eerste implemente. En hy het ook 'n hele toemaak aksie. So as jy geskep het en jou bak is toe, dan kan jy op 'n hele ander plek kan jy eintlik dan weer gaan uitgooi. So dis nie dat jy jou grond saam skuif die hele tyd nie.
Dis eintlik maar 'n bak wat jy heeltemal toemaak. En ek is bly om te sien hy werk aan met hydraulics, jy weet, ek is daai met die toue gewoond. Ja, so met die tyd het ons skrop baie verander, maar die basiese prinsip van ons skrop is nog steeds dieselfde. En hy het ook 3 lemme wat almal dan nou vervangbaar is, so sluitparte. En hulle is ook gespasieer, so wanneer jy steek, dan is daar ook een deel wat nou voor die ander in die grond ingaan om haar hele steek en skep aksie baie makliker te maak. Ek hou daarvan, klink of haar gedink is, nee. En dan die skraper. Ons padskraper reeks is eintlik bestaan uit 3 implemente uit. Ons het nou nie almal hier nie, maar die kleiner ene is die 2.4 meter skraper. Hierdie is nou wel die 3.6 meter skraper en dan die ene agter is meer swaardiens. Hy meer swaardiens sê jy. Hierdie ding is gebou soos 'n tank. Gewig in ja. Yes. Skraap jou pad met 'n tank. Dis basically die kort en die lang. Julle moet nou nog net die padskraper se voorwiele aansit in die engine as julle daar. Omtrent so ja, so die padskraper reeks vir ons is Kom kyk wat ek sien, né? Kyk hierso, né? Kyk daarso. Daar's jou agterwiele van die padskraper. As jy net voorwiele aansit, cab, engine, done. En dan dus Jy's welkom, hoor. Padskraper. Wil jy deel wees van ons ontwerp? Ja, glad, nee. Maar net gou vinnig, ek dit net ek hierheen het ek hom nog misgekyk die hele tyd, maar ek sweer dis die eerste keer wat ek hom sien. Maar jy kan nou ordentlik penetreer met hom, is ek reg? Ja. Ja, omdat hy swaar is, hy weeg 'n bietjie meer as 4 ton. Dan het jy ook nie die probleem met jou wiele agter wat heen en weer skuif nie. So as die lem op die grond is, dan skraap hy wat voor hom is, skraap hy. So, wat jy vir my wil sê is om alles reg te maak op my plaas, seker te maak die goed gaan nie weg nie. Kom ons begin met die begin. Daar is die kontourmakers. Damskrop. As jy liggies wil krap en as jy 'n dakpad wil bou, dan koop jy daai ene. Dis so ja. Uitstekend. En laaste ding. Ek moet jou vra, specials op Nampo. Julle moet mos 'n Nampo special hê. Nee, ons hou ons prys tot na Nampo eers. So ons begin in die jaar met ons pryslys en ons hou ons prys dieselfde. Yes. So die prys wat ek nou het is eintlik maar nog laas seisoen se prys. So ek lewe nog in 2024 as ek hier kom. Jy doen ja. So jy kan enige tyd Nampo toe kom. Jy gaan nog eintlik laas jaar se prys kry. Uitstekend. Neil, dankie baie. Dankie Chupi. Right, dit is Neil hierso van Seil Staalwerke af. Okay, as jy Nampo toe kom draai hierso, skuif 'n stukkie graan, skuif 'n stukkie grond of krap in die grond. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.